Vandag is Hemelvaartdag. Dit is die dag wat ons terugdink toe Jesus goodbye gesê het. Nog nooit was dit 'n lekker gevoel gewees om te groet nie. Dit is nogal 'n emosionele ervaring. Daar is selfs al so verskeie liedjies geskryf oor om goodbye te sê. En elkeen van ons moet op een of ander tyd van ons lewens, of dalk daagliks, moet ons goodbye sê. Of het 'n mamma is wat haar kinders moet groet elke oggend, of na 'n lekker kuier op die plaas, of soms moet 'n pa of 'n ma groet om in 'n ander provinsie of land te gaan werk, of dis dalk ouers, kinders of vriende wat na 'n ander land immigreer. Dis 'n hartseer gevoel en wanneer ons mekaar groet, staar die werklikheid van die regte lewe ons in die oë. Soms is daar selfs trane en dit is 'n gevoel van eintlik wil ek nie nou gaan nie, maar ek moet terugkeer na my huis, na my normale lewe. Of andersom, ek dink ek moet liewers by die huis bly gevoel. Dit is ook 'n gevoel van om kosbare familie of vriende agter te laat vir wie jy lief is en moontlik nie weer vir 'n lang tyd gaan sien nie. Dis 'n gevoel van ek verlang al klaar en ek wil liewer hier bly, dalk nog 'n dag of 2. Maar elkeen van ons moet op 'n tyd goodbye sê. En so moes Jesus ook goodbye sê, omdat hy dit moes doen. Hierdie dag het my ook laat terugdink van wanneer ons as gesin op die plaas gaan kuier. Die hele naweek gesels ons oor allerlei dinge, oor alles wat die afgelope tyd in mekaar se lewens gebeur het. Daar kom selfs tye wat ons mekaar bietjie moet bemoedig. En dan die stories om die kampvuur. Die kuier is altyd net lekker. Maar wanneer dit kom by die tyd van Sondagmiddag, hier by 2:00, 3:00 se kant, wanneer ons nou almal klaar middagete geëet het en die tasse gepak moet word in die bakkie, dan raak dit stil en dit raak ongemaklik, want dit raak tyd om goodbye te sê. En daar is sekere dinge wat ons dan vir mekaar sal sê, wanneer ons daar om die bakkie staan en mekaar nou moet groet. En die eerste ding wat ons moontlik vir mekaar sal sê is, baie dankie, hierdie kuier was baie lekker. Ons bedank mekaar. Daar is 'n blyk van waardering. Nou in Handelinge 1:3 lees ons hoe Jesus in die 40 dae voor sy opvaar na die hemel nog verskeie kere aan die disippels verskyn het, saam met hulle rond beweeg het, hulle geleer het van die koningsheerskappy van God, en hy het op baie maniere, het hy aan hulle bewys dat hy regtig lewe, dat hy lief is vir hulle. Vir Jesus moes dit ook swaar gewees het om goodbye te sê, omdat hy lief was vir sy disippels. Deur sy lering en die tyd wat Jesus nog saam met hulle beweeg het, het dit hulle voorberei en hulle sterk gemaak vir die bediening wat voorgelê het. En nog iets wat ons vir mekaar dalk sou sê, daar waar ons mekaar sou groet is, ons maak beloftes aan mekaar. Ons sal iets sê soos, jong, ons sal in kontak bly met mekaar, totdat ons mekaar weer sal sien. Net so het Jesus ook 'n belofte aan die disippels gemaak voordat hy goodbye gesê het. Johannes 14 vers 25 tot 26 sê Jesus self vir die disippels, hy sê, ek sê dit nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daar's 'n belofte, die Heilige Gees. En dalk 'n laaste ding wat ons sou sê vir mekaar is, ons kom weer kuier. Ons weet nie wanneer spesifiek dit sou wees nie, maar ons kom weer kuier. In hierdie lockdown tyd sê ons ook baie vir mekaar, as hierdie lockdown nou eers weer verby is, gaan ons weer kuier, gaan ons weer by mekaar kom, en gaan ons groot fees vier. Deel van goodbye sê is, dat daar is 'n positiewe vooruitsig, dat ons mekaar weer sal sien. Jesus het ook beloof, dat hy eendag weer terug sal kom, om ons te kom haal, en vir ewig na ons hemelse tuiste sal neem. Hemelvaartdag gee ons die versekering en die vooruitsig, dat ons Jesus weer sal sien. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan het, en vir julle plek ingerig het, kom ek terug,
en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Om af te sluit, Jesus se goodbye beteken die volgende. Ons weet vandag, en ons is verseker, dat Jesus leef, en dat hy dit al keer op keer aan ons bewys het. Intussen ook, terwyl Jesus nie hier op aarde met ons is nie, is die Heilige Gees met ons. Daarom moet ons elke dag te alle tye in die volheid en die krag van die Heilige Gees leef en sy opdrag uitvoer, hom volkome vertrou en ophou om in die vlees te dink en te funksioneer, maar met die Heilige Gees moet ons in die Gees funksioneer en ons moet veg in die Gees. Handelinge 1 vers 11 staan daar, Galileese manne, dis die disippels, waarom staan julle nog na die hemel en kyk? Jesus is van julle weggeneem die hemel in. Hy sal egter net so terugkom, soos julle hom die hemel sien ingaan het. Jesus het goodbye gesê, maar ons het die belofte van die Heilige Gees met ons en die versekering dat Jesus weer terug sal kom. Vertrou die Here vandag weer opnuut. Plaas jou hoop in die vooruitsig, dat hierdie lewe net tydelik is, en dat ons eendag saam met Jesus sal wees, en saam met hom sal woon in ons hemelse tuiste. Wees bemoedig in hierdie moeilike tyd, en weet dat die Heilige Gees met jou is. Laat hy jou help, jou vertroos, en die nodige raad gee wat jy nodig het om te oorleef, en met oorwinning aan die ander kant sal uitkom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord van die Here. Ek bid vandag vir elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het, wat dalk twyfel en onsekerheid, dalk moedeloos voel. Maar ek weet, Heilige Gees, dat U nou elkeen sal omvou met U liefde, en dat U in elkeen se behoeftes sal voorsien, en dat elkeen verseker sal weet, dat Jesus weer terug sal kom, om ons te kom haal. Hierdie is net 'n tydelike lewe, maar hy die Heilige Gees ook vir ons agtergelaat, om ons te vertroos, en ons te help, en ons te versterk. Ek bid dat U elkeen ryklik sal seën, en dat U vir elkeen net sal omvou met U liefde, en elkeen net sal bewus word van die teenwoordigheid van die Here. Baie dankie vir hierdie besonderse dag. Ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat ek hierdie dag saam met julle kon gedeel het, en mag jy bemoedig wees en weet dat die Here jou nie alleen laat nie. Tot ons mekaar dan weer sien, mag die Here julle ryklik seën.